Vriende, goeiemôre. Dis Vrydag die 5de Julie en ons is by Koffiekerde 862. Jy sal onthou dat ek Dinsdag vir jou gesê het, ek is nog nie seker waaroor ek met jou gaan gesels hierdie vandag en dan nou volgende week nie. Dood eenvoudig, want ons volgende erediensreeks skop ons dan nou mee af die 21ste Julie, DV. So ons het nou so 2 Sondae met dan nou die Vrydag en die week tussenin, wat ons so 'n bietjie oor iets anders gaan gesels. En ek het nou nogal baie gewonder, waaroor kan ek nou in hierdie 4 geleenthede so bietjie saam met jou kuier en 'n koffietjie drink. Ironies toe ek nou nogal gistermiddag vir Jean-Marie vra, nou waaroor kan ek nou met die ouens saam koffie drink? Toe sê sy vir my, sê vir hulle die sonde is nog steeds verkeerd. Nou, dis mos nou so half logies, né? Dat ons nog steeds binne die wil van God moet bly, altyd in alles wat ons doen. Maar terwyl ek gistermiddag so 'n bietjie sit in tennis kyk vir ou Lloyd Harris, jammer hy het verloor, maar toe besef ek, kry ek 'n boodskap, dat een van die mannegroepe by ons in die dorp gesels nou vanoggend, of hulle seker al 6 uur by mekaar gekom as ek reg onthou, maar gesels hulle oor die vraag, kennis of wysheid? Kennis of wysheid? Nou, ons sal ons nou onmiddellik vir mekaar kan sê, daar's 'n groot verskil tussen die twee, maar dalk ook nie so groot verskil soos wat 'n mens dink nie. Nee, dit het my aan die dink gesit en besluit, maar miskien is dit die saak waaroor ek so 'n bietjie met jou wil gesels, vandag in elk geval. En ek sal dan nou Dinsdag en volgende week Vrydag en die Dinsdag daarna, heel moontlik bietjie soek na temas wat aanhak by hierdie gedagte. Maar ons almal vriende weet dat kennis is 'n ongelooflike ding wat eintlik waarom sê net oorneem en toeneem en toeneem en toeneem. In die tyd waarin ons leef, is daar 'n kennisontploffing in hierdie wêreld. Jy kan letterlik vir Siri of wat jou app op jou telefoon dan ook al is vra, of op Google gaan kyk, en jy kry binne sekondes antwoorde op die mees ingewikkelde vrae wat jy kan vra in hierdie lewe. En selfs mense wat in 'n bepaalde vakgebied hulle ingrawe, sê vir jou deesdae dat die ontploffing van kennis en die insameling van inligting in die vordering in daardie vakgebied is teen so tempo dat bitter min mense eintlik kan bybly met kennis dan op 'n manier ook. En dit het my 'n bietjie laat dink oor die hele saak van kennis en wysheid, want as ons nou as gelowiges vir mekaar moet sê, wat het ons nodig om as gelowiges te leef, as kinders van die Here te leef elke dag? Dan het ons mos nou bepaalde kennis nodig. Die Hebreërbrief skryf ook mos daaroor in ons belydenis en ons Heidelbergse katekismes ook, dat geloof 'n sekere stuk kennis veronderstel. Maar ek het so 'n bietjie gaan grawe in die Bybel om te vra, maar wat is kennis? Hoe dink die woord van die Here daaroor? En ek dink een van die belangrikste tekste waar mense seker by kan stilstaan, vind ons vriende in die Spreukeboek, maar ek gaan dit nie nou dadelik lees nie, ek wil so eers net so 'n bietjie vashou daarmee. Daar word vertel dat Anselmus van Kantelberg, die aartsbiskop, dat hy by geleentheid besig was om vir sy studente 'n lesing te gee van die jong monnike dan nou wat in die klooster by hulle was. En hy sê toe op 'n stadium vir hulle, maar hulle kan maar gaan, hulle gaan nou nie vir die volgende tyd klas hê nie, hoe lank ook al, hy sal hulle weer laat roep, as hy met hulle wil praat, want, het hy gesê, as ek julle wil leer, moet ek eers weer by God gaan leer. So, hoor nou hierdie ding van kennis nie, dit wat ons vir ander mense wil oordra, die kennis wat ons wil oordra, sê Anselmus, hy moet eers weer by God gaan leer. En so is hy weg, en vir 'n jaar lank het sy studente niks van hom gehoor nie, het die jong monnike niks van hom gehoor nie, en toe kom hy op 'n dag weer terug, en hy sê, maar laat roep daai klompie, laat hulle na my toe kom, ons baie opgewonde, en nou kom toe by hom, en sê vir hom, maar, Vader Anselmus, sê vir ons net, wat het u by God geleer? En sy antwoord was een kort sinnetjie. Hy het dood eenvoudig vir hulle gesê, wel, ek was hier die hele jaar, het ek my besig gehou om 'n arm priester in sy altaardiens te help. Nou, dit maak mos op 'n manier nie sin nie, nee. Dat hy nou gegaan het om by God te leer, maar hy het eintlik net hierdie priester gehelp. En op 'n manier, vriende, dink ek, is iets van Spreuke 1, spesifiek vers 7, kom vir my hier na vore, want
Spreuke 1 vers 7 lees ons hierdie woorde, dat die spreukedigter sê, Salomo dan nou sê, kennis begin met die dien van die Here. Kennis begin met die dien van die Here. Nou, 'n mens kan nou natuurlik uit die Spreukeboek uit gesels oor kennis en wysheid, want Salomo gebruik hierdie twee baie keer as 'n wisselterm. En hy begin eintlik die hele Spreukeboek dan nou om te sê, as jy wil inligting hê, as jy wil slim wees, as jy wil kennis hê, as jy wil wysheid hê in hierdie lewe, waar begin dit? By die dien van die Here. Dis waaroor dit gaan. Eugene Peterson vertaal vers 7 van Spreuke 1 vir my so pragtig. Hy sê, start with God. The first step in learning is bowing down to God. Is om voor God neer te buig. En dit sluit ons nou so aan by dit wat Anselmus dan eintlik vir sy studente geleer het. Of wil oordra aan hulle. Om te sê, as ek iets vir iemand anders wil leer, as ek kennis wil oordra, as ek wysheid wil oordra, waar begin dit? By nederige diens voor God. By jouself neerbuig voor God. Vriende, en op 'n manier is dit verskriklik belangrik dat ons in hierdie wêreld van ons lewe wat so toegegooi word met kennis, nê, dat ons ook vir mekaar sal sê, waar begin ons? Hoe onderskei ons by die Here? Buig voor hom neer. Anselmus is hierdie kerkvader wat enorme teologiese werke opgelewer het natuurlik. Maar dit het alles begin by daai gedagte van hom te sê, word net by die altaar dien stil voor God. Daar word vertel dat die filosoof Leibniz het in die 17de eeu iets geskryf in die rigting van, as ek dit reg uitspreek, nihil est sine ratione. Met ander woorde, daar is niks sonder rede nie, sonder 'n rede nie. En op 'n manier sê hy mos nou wat die Spreukedigter maar sê, wat Anselmus gesê het, dat om in hierdie lewe sinvol en betekenisvol te leef, moet ons kennis hê, wysheid hê, moet ons inneem, moet ons by mekaar maak, moet ons vir onsself probeer verwerk en sin maak in die lewe en sê, wat is die verantwoordelike keuse om te maak en wat, maar dit begin by 'n lewe voor God. By 'n lewe waar ek en jy sê, Here, leer my. Here, wys my. Here, loop U die pad voor my uit. En dan sal ek met kennis, met wysheid kan leef. So ja, om die vraag te vra, kennis of wysheid, is op 'n manier vir my eintlik so half om het ewe. Want as gelowiges sê ons net, solank dit begin by die dien van die Here. Kan jy nou glo dat jy nou vanmôre vroeg so 'n motorbike rondry al in ons dorp? Kennis, wysheid begin by die dien van die Here. As ek en jy in hierdie tyd waarin ons leef met 'n stuk wysheid wil leef, kom ons doen dit deur in nederigheid voor God te buig elke dag. Kom ons sit so vriende, dan bid ons saam. Hemelvader, baie dankie dat ons vanmôre ook met die woord, met die wysheid van Salomo kan begin en kan sê, as ons dan in hierdie lewe wysheid wil hê, kennis wil bekom, wil vra, hoe kan ons, dan begin dit by U. Dan begin dit by 'n lewe voor U, 'n lewe van diens voor U, waar U deur die Gees, Here, ook vir ons begelei om dan inderdaad so te leef, dat ons lewens getuig van wysheid, wysheid wat by God te vind is. Mag ons elkeen, elke dag smag na daardie kennis, na daardie wysheid, en mag ons, Here, ons lewe so leef, dat U wysheid in ons lewe sigbaar word. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Vriende, ek hoop jy het 'n heerlike Vrydag verder. Ja, ek het net ook gepraat van die motorfiets. Dis nou tipies van vakansietye in Kleinmond. Dan is daar ons nou 'n klomp mense in die dorp en hulle het so 'n bietjie 'n anderste lewenstyl as die ouens wat normaalweg hier is en meer besadigd is en bietjie afgetree is en rustiger die dinge doen. Maar dit is lekker om die besoekers en die vakansiegangers ook natuurlik by ons te ontvang. Geniet jou Vrydag, wat jy ook al doen, leef met wysheid wat begin by jou verhouding met God elke dag.
en geniet natuurlik jou koffie. Mooi loop, ons gesels Dinsdag weer.